Met bid saam. Die Hemelse Vader, ons sê baie dankie vir ons nou geleentheid het om u oggendmanna boodskap te kan luister. En ons vra dat u die boodskap wat u gegee het om uit te brei, en mag ons dit uitlewe. U beloof het. Dankie vir altyd. Dankie vir wonderlike liefde. En bid in Jesus naam alleen. Amen. As ek bang is of alleen voel in die nag, is u die een wat oor my lewe wag. U hou my vas met u groot sterk hand. U lei my veilig deur hierdie land. Ek hoef nie te vrees, ek hoef nie te skrik, want u oë is met liefde op my gemik. Abba Vader, ek is u kind, in u huis is waar ek rus kan vind. U ken my naam, u hoor my stem, u is die pad wat my huis toe neem. Abba Vader, ek het u lief. U weet alles nog voor ek dit sê. U gee die vrede wat my hart wil hê. U vergeef my foute, u bly getrou. Uw woord is die rots waarop ek altyd bou. Genade is groot en die liefde is vry. Abba Vader, woon binne my. Abba Vader, ek is u kind, in u huis is waar ek rus kan vind. U ken my naam, u hoor my stem, u is die pad wat my huis toe neem. Abba Vader, ek het u lief. Nie meer 'n slaaf nie, nou 'n erfgenaam. Ek roep met vryheid uw heilige naam. Abba Vader, Abba Vader, Abba Vader, ek is u kind, in uw arms is waar ek rus kan vind. U ken my naam, u hoor my stem, u is die pad wat my huis toe neem. Abba Vader, ek het u lief. Abba Vader, ek het u lief. Ek is u kind, vir altyd u kind. Abba Vader, ek het u lief. Ons lied. En dan my thema te boodskap is, jy is kosbaar. Nou, vandag wil ek met elkeen wat nou deur 'n moeilike tyd gaan, of die siekte, finansiële druk, huislike uitdaging, of spanning is. En 'n paar beloftes uit die woord van God wat ek met julle deel. So dikwels voel jy dalk hulpeloos en moedeloos.
of asof jou gebed nie verder uit die dak gaan nie. Jy ervaar nie God se teenwoordigheid nie. Of jou sonde lê so 'n berg groot sonde voor my. Dan wonder jy of God jou hoor. Of hy jou regtig liefhet. En of hy werklik vir jou omgee. Kom deel saam met my en God se seker sy getroue liefde vir jou en jou oneindig waarde vir hom. En eerst, God het jou nie vergeet nie. Jesaja 49 vers 16 sê, ek het jou in my hand gegraveer. Nou, graveer beteken tatoeëer. Nou, God sê gegraveer het. Daai is vir jou. Dan moet nie vir jou vergeet nie. Tweede, jy behoort aan die koning van die hele. Jesaja 43 vers 1 sê, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Ek het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Ander 1 Johannes 4 vers 4. Julle is uit God, my kinders, en julle het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Nou, dit is my moeilik te verstaan. Ek probeer hoe ek kry, kort verduidelik wat beteken. Hierdie vers bring 'n groot bemoediging. En dit sê, jy behoort aan God. Jy het reeds oorwin ingesit. Die krag van God binne jou is groter as enige mag, probleme of bose invloed in die wêreld. Dit herinner ons dat ons nie alleen staan in 'n moeilike tyd nie. Die Here self woon deur sy gees in ons. En hy is groter as enige uitdaging wat ons in die gesig staar. Nommer 3. Jy is altyd in God se gedagte. Jesaja 44 vers 21 sê, jy sal deur my nie vergeet word nie. Hy sal jou oral en altyd bewaar teen gevaar en teen die aankla van die duiwel. Het kry ons in Psalm 121 vers 7 wat sê, die Here sal jou
bewaar van elke onheil. En sy oë is jy kosbaar. En dit kry ons in Psalm 139 vers 14 wat sê: Ek loop u omdat ek so wonderbaar is. Jy is deur hom uitgekies as 'n uitverkorene. 1 Petrus 2 vers 9 wat sê: Maar julle is die uitverkorene geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n eiendom volk, sodat julle die lof kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbare lig. Jy is 'n kind van God deur jou aanneming van hom. Johannes 1 vers 12. Maar almal wat hom aanneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Jy het die onbeskryflike voorreg om God as Vader te kan hê. 1 Johannes 3 vers 1 sê: Kyk wat groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Volgende een. En dit is 'n bekende vers. Hy het jou oneindig lief. Soveel so dat hy sy lewe vir jou gegee het en dit ook sou doen al was jy die enigste sondige persoon op die aarde. En dit kry ons Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Laaste. Jy kan in sy oorwinning lewe. En kry dit in Romeine 8:37 tot 39 uit 83 vertaling. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinning deur hom wat vir ons liefhet. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magtige of teenwoordige of toekomstige dinge of krag of hoogte of diepte of enige iets anders in hierdie skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, onze Here.
liewe vriendin, hou moed. Kyk op en hou jou oë op Jesus gefestig. Hy sal jou dra, jou die krag en die moed gee om elke struikelblokke te oorkom. Hy het die dood en die sonde oorwin en hy bied daardie oorwinning ook vir jou aan. Binnekort kom hy weer en dan sal ons hoop in hom volkomen vervul word. Geen dood, geen pyn, geen siekte en geen traan meer nie. God self sal daar weer en elke traan afvee. Alle staan die moeite werd wees. Laat ons met die deel. Openbaar 21 vers 3 tot 5 sê. En ek het 'n groot stem uit die hemel hoor sê: kyk, die tabernakel van God is by die mense, en hy sal by hulle woon, en hulle sal sy volk wees, en God self sal by hulle wees as hulle God, en God sal al die trane van hulle oë afvee, en daar sal geen dood meer wees nie. Ook droefheid en geween en die moeite sal daar nie meer wees nie. Want die eerste dinge het verbygegaan. En hy wat op die troon sit, het gesê: kyk, ek maak alles nuut. En hy het aan my gesê: skryf, want hierdie woorde is waaragtig en betrou. Besang. En die wat in ons Vader ons sê baie dankie dat u beloof tot ons vers. U het beloof om saam met ons te bly en ons te help. U sal nooit ons verlaat. Daarom sê ons baie dankie. Here, hierdie mense vir my baie kosbaar. Mag u hulle u lewe aan u kan vertrou. Maak dit dan hoe lyk die omstandighede nie. Mag u elkeen se harte en mense wat laat kyk na u toe. Mag elkeen se harte oopmaak en sê: Here, ek vertrou alleen in u, nie die wêreld nie. Dankie dat u aan die kruis vir my gedink het, sodat ek kan oorwin en u huis kan woon. Met my gebed in Jesus naam alleen. Amen.